So vanoggend kan ek vir julle vra voor ons begin of julle net julle fone vir ons op silent of af kan sit gedurende die diens asseblief. Kan ek vra sodra die liedjie speel sodat as julle net vir ons kan opstaan en bly staan tot die liedjie klaar is asseblief dan. Saam wees om vir iemand tot siens te sê wat so 'n impak op ons lewe gelos het. Here, 'n vrou wat vir ons kom wys het hoe om U lief te hê. Here, 'n vrou wat ons gaan mis elke dag, maar wat ons nooit sal vergeet nie. Here, waar ons vandag hierso met finale tot siens sê, Here, dat ons sal besef dat ons realiteit in die oë moet staan om te sê dat die lewe kort is. Here, dat ons die mense wat om ons is moet waardeer terwyl ons nog kan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie dat ons
As julle kyk in die blaadjie, is daar so iets wat van 'n opsomming van wie Tannie Petra was. En ek gaan vra dat julle dit vir ons asseblief moet voorlees. Ek lees graag 'n huldebyt van die familie se kant af, soos Pastor Nico gesê het, 'n opsomming van wie sy was. Vandag neem ons afskeid van ons geliefde ma, ouma, suster, vrou en vriendin Petra, gebore op 3 Maart 1955. Petra se lewe het in eenvoudige omstandighede begin. As jong kind het sy vroeg reeds geleer wat swaar kry beteken. Sy het ernstige gesondheidsuitdagings gehad, maar selfs as kind het sy gewys dat sy nie maklik opgee nie. Sy het deurgedruk en oorleef en daardie gees het haar hele lewe bygebly. Sy het baie daarvan gehou om oor haar kinderdae te vertel, veral oor haar pa vir wie sy baie lief was. Sy het onthou hoe hy vir haar suikerriet gebring het as lekkerny. Dit was eenvoudige tye, maar gelukkige herinneringe wat sy altyd saamgedra het. Soos sy groter geword het die lewe nie makliker geword nie, maar Petra het altyd aangehou. Sy het 'n sterk werksetiek ontwikkel en as rekonsiliasieklerk in die bank gewerk. Sy was baie goed met syfers en het haar werk met trots en presisie gedoen. Een van die moeilikste dinge in haar lewe was toe sy haar dogtertjie Jolandi op 'n baie jong ouderdom verloor het. Daardie verlies het haar diep geraak en haar vir altyd verander. Maar dit het haar ook nader aan die Here gebring. Haar geloof het sterker geword en sy het 'n besondere deernis ontwikkel vir ander wat ook seer gehad het. Toe haar kinders klein was, het sy haar lewe rondom hulle gebou. Sy was 'n toegewyde enkelouer wat alles gedoen het om vir haar kinders te sorg. Sy het elke oggend 5 uur opgestaan om die trein Johannesburg toe te haal. Dit was haar routine, weer en weer sonder kla. Sy het dit gedoen omdat haar kinders altyd eerste gekom het. Ons onthou ons kinderjare saam met haar as veilig, maar ook vol leer en dissipline. Sy het ons elke Sondag kerk toe geneem. Sy het nie net oor geloof gepraat nie, maar dit uitgeleef. Dit is van die sterkste herinneringe wat ons vandag nog het. Sy het ons ook geleer oor vergifnis. As daar konflik of seer was, het sy altyd gesê, die Bybel sê ons moet vergewe, 70 maal 7. Daardie woorde het deel van ons geword. Sy het ons ook geleer om met geld wys te werk. Elke week wanneer die koerant gekom het, het sy vir Natasha en Marinus winkelpamflette gegee. Hulle het dan elkeen 'n bedrag geld gekry om op papier kruideniersware te koop. Dit was haar manier om ons te leer beplan, vergelyk en verstandig kies. Wanneer ons winkel toe gegaan het, moes elke strokie terugkom. Sy het seker gemaak ons leer om verantwoordelik te wees. Vandag gebruik ons nog daardie lesse in ons eie lewens. Petra was ook baie kreatief. Haar hande was nooit stil nie. Sy het baie gehou van hekel en het oor die jare baie mooi goed gemaak. Sy het selfs die Onse Vader verskeie kere gehekel, iets wat haar geloof, geduld en liefde weerspieël het. Soos die jare aangestap het haar fokus altyd op haar familie gebly. Sy was baie lief vir haar kinders en haar kleinkinders. Hulle was haar trots en haar hart. Selfs in haar laaste tyd het sy nog steeds eers aan haar kinders gedink. Natasha het die voorreg gehad om die Saterdag voor haar afsterwe nog kosbare tyd saam met haar te hê, waar hulle ook saam nagmaal gebruik het. Petra was toe reeds baie swak, maar in haar hart was haar saak met die Here belangrik. Sy wou gereed wees en vrede hê. Selfs toe het sy nog gewag vir haar kinders. Sy wou seker maak hulle is daar by haar. Dit was altyd wie sy was, haar kinders eerste. Ons is dankbaar dat Petra haar hele lewe lank vir ons gebid het. Ons het geweet daar was iemand wat ons name vir die Here gedra het. In haar laaste ure het sy weer gewys wie sy is, 'n vegter. Sy het nie maklik opgegee nie en sy het bly veg tot haar kinders by haar was. Van haar kinderdae tot haar laaste asem was Petra 'n vegter. Vandag troos ons onsself dat haar geloof nou werklikheid geword het. Sy is by die Here wat sy haar hele lewe gedien het. Ons glo sy hoor nou die woorde mooi so goeie en getroue dienskrag. Petra word met liefde onthou deur haar man Niels, haar kinders Marinus en Natasha, haar susters Rina en Wilma, haar kleinkinders en almal wat haar geken het. Ons gaan haar mis. Ons gaan haar stem mis, haar raad, haar lag en al die klein goedjies wat haar uniek gemaak het. Maar ons is dankbaar. Dankbaar vir haar liefde, haar geloof en haar gebede. Sy het haar wedloop klaar gemaak. Sy rus nou in die arms van haar verlosser. Ons sal haar altyd lief hê tot ons weer ontmoet. Dankie Lindy. Ek het haar gekies om dit te doen want sy sê ek lees 21. Want dan nie julle het so vroeg in die oggend weer in die slaapbank nie. As julle nou mooi geluister het na alle
gesê was in my brief, as een ding wat vir my uitstaan. As 'n mens hoor van mense wat nou op hulle, baie mense sê doodsbed lê. Maar as hulle weet, luister, ek het nie baie tyd oor nie, dan ek wil my familie en kinders sien, kleinkinders, ek wil groet, of ek wil weggaan, wil een keer nog 'n laaste keer see toe gaan, maar nie aan die bed gaan. Sy wou op haar laaste, wou sy vir die laaste keer nappel gebruik het. Eerste keer wat ek in 11 jaar wat ek dit doen, dat ek hoor dat iemand dit wou gehad het. Om te sê, weet jy wat Here, ek wil net vir die laaste keer seker maak, dat as ek my oë toemaak dat ek gered is, dat ek weet waar ek gaan. Maar as mens lees van kleintyd al af, van haar kinderdae af, en reg deur tot waar sy nou op die laaste was, het sy aan die Here vasgehou. Deur moeilike tye, deur goeie tye, het sy geweet waarom vandaan kom. En as so op die laaste gedeeltes sê dit dat sy 'n vegter was. En dit bring vir my na 'n gedeelte wat ek gaan nie voorlees nie, maar gaan daar uitpraat, Efesië 6, waar daar staan, waar ons die wapenrusting moet aantrek elke dag, om die aanslag van die duiwel te weerstaan, dat hy sal wegvlug. Sy het die gordel van die waarheid gedra. Daar het in die brief gestaan dat sy opregtheid wil hê en dat haar kinders moet lewe. Altyd eerlik wees, slippies huis toe bring om te seker te maak dat nie kleins geld in die sak gedruk het nie. Van kleinsheid af was die waardes in haar kinders se lewe ingeplant. En so het dit van generasie na generasie oorgedra. Die booshandels van geregtigheid. Sy het seker gemaak dat mense geweet het wie sy was. Dat sy 'n opregte mens was, dat sy nie, hoe kan ek sê, 'n tweegesig was nie. Haar woord was haar eer. As ek so gesê het sy daarby gehou. Haar voete was geskou met die bereidwilligheid van die evangelie van vrede, deur liefde, vriendelikheid en vrede aan haar ander te bring. Sy het altyd 'n glimlag op haar gesig gehad, maar ek is verseker, sy kon seker lekker beklei ook. Oom in die 8 jaar wat oom hulle saam was, en die 54 jaar wat oom al ken, Marinus, jy en Natasha, ek dink, maar kon seker lekker beklei. Maar ek is seker, na daai bekleiery, het sy altyd vrede gemaak. Want dis wat die Here van haar verwag het. Soos hy gesê het, vergifnis. Ek dink dis een ding wat ons almal mee sukkel. As iemand ons in die rug steek of iets aan ons doen, om te sê, weet jy wat, ek vergeef jou. Ons los dit daar. Ons gaan aan. Want die lewe is kort. Wanneer ons dra daai woede, daai haat, daai bitterheid, dra ons in ons harte saam aan, en loop elke dag daarmee, en praat met mense nie, en op 'n dag kom het in die telefoon of kyk op Facebook, daar persoon is verlede. Ek dink nie baie mense besef hoe kort die lewe eintlik is nie. Ek wat al vir 11 jaar begrafnisondernemer is, ons doen mense van pasgebore babietjies tot mense oor die 100 jaar oud. Maar die ding is van die dood is, hy stuur nie vir jou WhatsApp of vir e-mail en sê, luister, jy het nog so 2 weke oor, maak seker nie. Hy kom het wanneer jy dit die minste verwag. Toe sy haar eerste kind of die kykie verloor het, ek dink sy nie dit verwag het gaan gebeur. Nog steeds deur dit het sy gesê, weet jy wat, Here, dankie dat ek die geleentheid gehad het om 'n ma vader gewees het. Dankie dat ek aan die wêreld kon gebring het. Dis so kort rukkie. Sy het die skuld van geloof opgehou in moeilike tye, wanneer uitdagings en bekommernisse gekom het. Soos ek juist vroeër gesê het. Sy het die helm van verlossing gedra met die vaste hoop dat Christus haar verlosser is. En sy het net seker gemaak, 'n paar dae voor sy nie meer is nie, dat sy dit met haar mond bely het, en sê, Here, ek is gereed, U kan my maar kom haal. En sy het die swaard van die Gees, die woord van God, lief gehad, en daarop vertrou. Soos ek gesê het, goeie tye, slegte tye, het sy geweet, waar haar krag, haar voorsiening, haar hulp vandaan kom. Wat lees wys het, sonder die Here is ons maar niks. Sommige mense is so arm, al wat hulle het is geld. Maar dis nie waaroor die lewe vir Tannie Petra gegaan. As jy nou die kussie sal oopmaak, sal jy sien, daar is die kar in nie, daar is die huisie, daar is die klere nie, daar is die geld, daar is niks wat sy saam met haar vat. Soos wat sy in die wêreld ingekom het, so gaan sy uit.
En ek is verseker na alles wat ons gehoor het in die lewe wat sy uitgebeeld het sy daai laaste sinnetjie gehoor. Met kom binne getroue dienskrag. Ek dink dit is iets wat ons almal na streef om te hoor. Maar baie mense lewe so dat hulle lewe soos die hel, maar hoop hulle gaan die hemel ons prys kry. Elke dag in ons lewe is ons keuses wat ons moet maak. Regte keuses, verkeerde keuses. En ongelukkig is jy die enigste een wat 'n keuse kan maak. Die Here sê, geef jou lewe en dood, maar asseblief kies lewe. En dan nog steeds gaan ons inval van die pad. Maar dan sê die Here weer, vat my hand, ek bring jy weer terug. Elke oggend staan in die hart, voor die deur van jou hart en klop. En hy wil hê jy moet oopmaak, hy wil uitkom, hy wil jou lewe kom heel maak. Maar ons sê, weet jy wat, Here, nie vandag, miskien volgende week. Ek is nog jong, sal dit doen wanneer ek oud is. Moenie almal kry daai geleentheid om my deur vir die Here oop te maak. Want nie een van ons weet wanneer is die volgende ene wie se diens gaan gehou word. Nie een van ons weet of ons vanmiddag by die huis gaan wees. Dis hoe kort die lewe is. As jy kyk op die laaitjie, op die agterkant Johannes 11 vers 25-26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding met die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy wat gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En dan sê hy, glo jy dit? Want baie van ons lees die Bybel en ons verstaan, maar nie almal glo wat ons staan. Ons lewe dit nie uit nie. Want dis een ding wat ons, as dit net die ding is wat ons kan wegvat wat aan die Petrus se lewe is dat sy 'n kind van die Here was. Dat sy 'n opregte mens was, dat sy lief gehad het, maar dat sy altyd daar was vir almal. Die dag toe die Here gesê het, wat kom my kind, kom ek hou jou hand vas deur die lewe, kom ek dra jou. Sy sonder twyfel, sonder hy wil gesê, weet jy wat, Here, ek is daar, help my. Ons is so 'n gedig, Footprints in the Sand, wat die ou se storie so kortliks opsom, en op die einde sê daar, Here, maar ek wil net weet, in die moeilike tye, as ek teruggekyk het op my lewe, het ek net een ry footprints gesien. Waar was jy gewees? En die Here kom en sê, in daai tye het ek jou gedra. Dis my footprints wat jy daar sien. Baie mense dink die Here verlaat jou, jy hoor nie sy stem nie, jy voel hom nie daar nie. Maar die Here is altyd daar. Dis ons wat hom wegstoot. Dis ons wat sê, weet jy wat, Here, ek stoot jou by die kant toe, jy is nie vandag so belangrik nie. Ons wil die Here die spaarwiel maak en nie die stuurwiel van ons lewe. Maar wanneer die tye kom wat dinge skeef gaan, dan wil ons kom vra, Here, maak. Ek gaan vir julle vra om julle oor vir my vir oomblik te sê. Ek weet elke dag as ons opstaan, het ons keuses maak, wat gaan ons aantrek, wat gaan ons doen, waarheen toe gaan ons gaan, wat se routes gaan ons ry. Maar as elke dag is daar challenges wat oor jou pad kom, wat jy so 'n bietjie gaan toets. En dis wanneer ons moet 'n drastiese besluit neem, wat gaan ons doen. Ek gaan vir julle 2 vrae vra. En ongelukkig kan jy met eerlikheid self daai vrae vir jouself antwoord. Die eerste een is, as ons vandag jou diens moes gevier het, jou lewe, so jy tevrede gewees het met waar jy die ewigheid sou spandeer. En die ander vraag is, as mense hier voor moes gestaan het en iets van jou gesê het, sou hulle met vrymoedigheid kon gepraat het, om aan goeie goed te kon dink, of moes hulle regtig 'n tydjie geneem het om te dink, regtig, is daar goeie eienskappe van jou, wat jy uitgebeeld het. Wat is daai footprint, wat jy in mense se lewe los, as jy nie meer gaan wees nie. Here, dankie vir die lewe van Tannie Petra. Here, dankie dat sy 'n opregte
persoon was wat so 'n impak in ons lewe gemaak het. Here, dankie dat ons vandag hier kan staan en sê dat sy werklik 'n kind van U was. Here, dat ons met vrymoedigheid kan sê dat ons weet waar sy is. Here, maar dat ons ook bietjie kan stil staan en sê, waarheen is ek op pad? Here, is ek op pad om Tannie Petra te ontmoet as my asem hier uitgeblaas word, Here, of is ek op pad na 'n plek toe wat niemand eintlik wil hoor praat nie. Here, laat ons vandag uit Tannie Petra se diens kan iets huis toe vat om te sê, ek het 'n bietjie gaan dink aan my lewe, aan my reis wat ek saam met U het. Here, laat ons net weer kan terugkom op 'n plek wat sê, U is belangrik in ons lewe. En ons fokus net so 'n bietjie skuif na dit wat werklik sal maak. Here, maar ek vra dat U die Heilige Gees sal stuur om in die harte van die familie te kom werk, te vertroos, by te staan. En die dae wat kom waar daar verlange gaan wees. Dat hulle weet dat hulle nie alleen in die tyd hoef te gaan nie. Dat daar iemand is wat altyd hulle opvou, hulle koester en hulle optel wanneer hulle val. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek gaan vra dat Tannie Helena Grobler, Tannie Petra se sussie voor toe kom om Holdeberg te kom. Sê van Petra, Pieter Bolt, Luxie Lou. Dit was haar naampies as 'n kind. Toe sy begin praat het, kon sy nie sê Petra van 'n Bolt nie. Sy het haarself genoem Pieter Bolt. En sy was die mooiste klein pop babietjie, pikswart haartjies, mooi velletjie en sy het vir almal geknik. Enige een wat sy nou raak sien, het sy geknik. En dis waar die naam Luxie Lou vandaan. Nou ons was vier dogters. Bessie is, ek dink so 3 of 4 jaar gelede is sy oorlede. En kyk, Bes was ons manager geweest. Ons moes alles doen volgens Bessie. Ons alles doen. Petra het nou nooit veel aan Bessie gesteek nie. Maar Petra was altyd die stil enetjie. Sy het nou, seker so 'n jaar gelede vir my gevra, Rina, wat kan jy onthou? Wat het ek gepraat in die huis? Sy sê, Petra, jy het nooit gepraat nie. Jy het net gewys wie jy is. Want sy het so klein bruin vilthoedjie gehad. En as sy nie haar sin gekry het nie, of as ons nie wou hoor wat sy sê nie, het sy daai hoedjie in die lug opgegooi, en met haar kop op die hoedjie neergeval in die grond. Dis wat sy 'n tantrum kry. En ek het vir haar gesê, toe ek nou gegaan het vir hierdie heupvervangings, is omdat ek jou altyd moes optel, wat my heupe nou ingegee, dan lag sy maar net. En kyk, ons 4 dogters, ons was small, medium en large. Bessie, Wilma was die small, Bessie was die medium, ek was die large. Maar Petra was die een met die uurglaslyfie. Sy was beeldskoon. Ek het op die groepie 'n foto van haar gesit toe sy omtrent so in haar vroeë 40's was. Sy was absoluut beeldskoon. As sy netbal gespeel het, het die oomies gaan kyk net om vir Petra se bene te kyk. Maar sy het nooit gedink sy is mooier of beter as enige een anders nie. En ek kan onthou van kleins af, was Petra net, sy het net geleef vir die Bybel, sy het haar Bybel uit haar kop uit geken. En toe sy haar kinders groot gemaak het, Petra het nooit baie finansies gehad nie. Sy het haar kinders groot gemaak
net met haar geloof en met die Bybel. Sy het nooit by ons gekla oor geld nie. Ons het gegee want ons het geweet sy het nodig. Maar sy het nooit gevra nie. Sy het vir niemand niks gevra nie, net vir die Here. En hier sit daar kinders met hulle kinders. En ons voel almal trots dat julle ons familie is. Want sy het hulle so groot gemaak. So vir Petra sê ek net, jy was 'n voorbeeld vir ons van ons geloof. Ek onthou sy het vir my ook so jare wat gelede, want kyk, sy het nooit baie gesê nie. Sy het nooit sleg gepraat van mense nie, sy het nooit gevloek op enigstens so iets nie. Maar as sy vir jou aangevat het oor iets wat sy dink jy verkeerd doen, stuur sy vir jou Bybelvers. Nou stuur sy vir my hierdie Bybelversie, mens mag nie hoogmoedig wees nie. Ek sê, Petra, wil jy nou vir my sê ek is hoogmoedig? Sy sê ek sê, Petra, dink jy ek is hoogmoedig? Nee, Rina, ek weet jy is. Net so. Net sy sal vir jou so net daar uitsort en min gepraat, maar as sy praat, moet jy luister. So Luxie Lou, ek sal jou altyd onthou as daai pragtige, mooi klein dogtertjie wat op my heup gesit het. En ek is bly jy kan rus vandag in vrede. En ons weet waar jy eendag sal gaan as die Here die graf toe kom oop. Totsiens my sis. Ek gaan vra as daar vandag iemand wat graag om vorentoe kom en kinderstorie te vertel van wie Tannie Petra was. Ek wil net eers namens die Volle Evangelie Kerk in Queenswood, Pretoria, ons innige meegevoel betuig familie afsterwe van Petra. Ek het daar so die afgelope 3,5 jaar geken, dat sy heel snel by my aanbid het in die gemeente. En ek wil regtig vir u sê, deur die jare wat daar kom, leer jy baie mense ken. Mense is misschien maar jou werk. En ek wil vir u sê, ek sal graag, as ek nou moet 'n uitsondering maak, dan wil ek vir u sê, Petra was iemand wat ek graag sou wou ken. Want oral waar ek by hulle gekom het, by hulle aan huis, by die hospitaal, by die kerk waar ek hulle ontmoet het, moet ek vandag sê, het sy haarself altyd voorgehou as iemand wat die Here lief het. En as ek nou vandag so 'n bietjie dink in terme van waar sy vandag is, dan dink ek aan sy huis toe. En ek weet nie of jy ooit in 'n koshuis was nie, maar ek het my hele 12 jaar skoolloopbaan het ek in 'n koshuis groot geword. En ons het in die hoërskool het ons net so 1 naweek in 'n kwartaal wat jy van 'n huis toe gaan. En ek onthou in die koshuisgange nou, hoe lekker dit was as dit daai naweek uit naweek is. En dan die opgewondenheid wat daar is in daardie koshuis, want jy weet jy gaan huis toe. Ek wil vandag vir u sê dat Petra is huis toe. Sy is by die Here. En ek dink dit maak my en jou opgewonde in ons gees vandag, om te weet dat sy sal nie met ons plekke ry. Hoe lief sy ons gehad het, hoeveel sy ons waardeer het, sy sal sê ek is by die Here. En omdat ek by die Here is geen ander plek vir my beter as juist dit. En daarom wil ek vanmôre hê dat jy moet daardie troos vind in die gedagte dat sy is by die Here. En kom ons eer die Here vir die voorreg wat ons gehad het om haar te ken in haar lewe
die voorbeeld wat sy vir ons gestel het. Maar ek wil regtig vir u sê dat mag die Here vir u seën, mag u werklik die vrede van die Here ervaar. Ons vandag huis toe gaan, haar plek gaan leeg wees, haar stem gaan stil wees, maar die beste van alles is, daar die versekering wat ons het, sy is by die koning van alle konings. Die Here seën vir u baie dankie. Nog iemand? Ons gaan sit, ons gaan 'n slideshow kyk waar die familie bymekaar gesit het, maar net voordat dit begin, is daar 8 voice notes wat net gespeel gaan word van mense wat dit moeilik vind om hier voor te staan en om hulle nagedagtes van Tannie Petra te sê. Dankie dan. Ek is Niels Potgieter, oorlede Petra se man, vir die laaste 8 jaar gewees. En ek sê net, dankie vir die Vader, dat ek hierdie hulde blyk kan bring en aan haar. So, en sê dankie vir die 8 jaar wat hy my geskenk het saam met haar. Ek was 7 jaar en 9 maande getroud gewees in van die 8 jaar. En ja, sy was 'n wonderlike vrou. Sy miskien was sy nie altyd so volledig, soos altyd die ander mense vrouens kon gedoen dit nie, maar dit wat sy gedoen het, sy met moeite en met liefde en omgee gedoen. En ek sê nou vir julle almal, dat ek was al baie lief gewees, en dat ek het in 1971 het ek met haar vir die jaar uitgegaan. Toe was sy 16 of het op 16e jaarsdag ontmoet, maar toe is ons uit mekaar, en toe ons weer 1918 by mekaar uitgekom. So ek sê dankie vir die Vader dat hy my toegelaat het om dit te gebeur. En ek sê dankie aan die kinders, aan Natasha en Marinus en Alicia en Jan, hulle almal van hulle, die kleinkinders, almal van hulle, sê ek baie dankie dat julle my aanvaar het, saam met Petra, en dat julle vir my dit die moeite werd gemaak het, om saam met haar te wees. En ek sê ook dankie vir Marinus en Natasha, wat hulle gedoen het vir haar, in die laaste tyd. Ek sê ook dankie vir die Vader, dat ek die laaste week voor sy na die huis toe gegaan het, daar by Marinus en Alicia gebly het. Ek sê ook dankie vir Alicia vir haar hulp, dat sy met helemaal gehelp het daar so. En ja, dit was, dat Marinus sy huis opgestel het vir my, saam met haar daar te bly vir die week. Daar het ek na haar opgepas. En ja, dit is 'n groot seën wat die Here my gegee het. So, en ek sê ook baie dankie aan die familie, die susters, wat my aanvaar het, en met my ook met liefde en omgee behandel het. Dank aan Wilma, dank aan Rina, het Wes het ook so rukkie geken, maar toe sy ook oorlede. So ek dank aan haar ook, saam met haar, die ander suster. En ja, en almal wat bygedra het tot haar liefde en omgee vir haar, sê baie dankie en waardeer dit. Dank so ook aan die Frank Meinhardt, Soorthuis, mense. Ek sê dankie vir hulle, dat julle 'n paar dae wat sy daar was, dat hulle nagekyk het. En so ja, dit is nie so lekker om die woorde te spreek nie, maar al wat ek kan sê, sy was goed vir my, sy het my omgegee, en sy was liefdevol vir my. En ja, ek moet sê, vir julle, dit is nie lekker nie, maar ja, ek dank aan God, hy het dit op my pad gebring. Ons weet nie hoekom nie, maar ek sê wat sy gaan is, want sy het nodig. En tot die Here weer kom, tot Jesus weer kom en die rest sal opneem. En hy sal wakker maak en saam met hulle sal opneem. Sê ons dankie vir die Vader, dus dank aan elkeen van julle, ons laat God julle seën en hierdie dag, en dat het 'n geseënde dag vir julle sal wees, en dat alles het hartseer, dat ons met blydskap sal besef, sy is verlos van al die pyn en afkommernis en dan wat so verrag en sê baie dankie vir almal van julle mense. Goed gaan, God seën vir elkeen. Amen. Aan mama.
Hoe sê mens totsiens vir iemand wat jou hele lewe daar was? Iemand wat jou naam gegee, die kleur van jou oë. Iemand agter wie se rug jy kon wegkruip en besluit het of jy klein mense gaan groet of nie. Iemand wie jou doek moes ruil, jou neus moes afvee. En dis die minste. Iemand wat letterlik al laaste stukkie brood vir jou sou gee. Net om seker te maak, jy gaan slaap jy honger nie. En ja, baie mense sê dit van hulle ouers, maar min kan dit met trots en met waarheid en opregtheid sê. Hoe doen mens dit? Ons is waar ons is, want ma het nie sissies groot gemaak nie. Dis hoekom ek steeds nie kan gewig verloor nie. Ma het mos die verloorders groot gemaak nie. Ma is nie Wilhelmina nie, maar ons kon versekerlik stry. Nie Yuri nie, maar hoe sê ons dankie? Nie Chris Els nie, maar ma was my huis en my hart. Nie Jakkels nie, maar ek gaan ma beslis mis, omdat ma nie môre is nie. Ja, ek gaan oor ma huil. Mama is mos net 'n oproep weg, of as ek weer naby is, sal ek draai. Daai voordeel is vir ewig weg, maar beslis nie vergete. Lief jou mamma, totdat ons weer ontmoet. Rustig, Marinus. Hallo ouma, dis Tana. Ek wil net hê ouma moet weet, ek is baie lief vir ouma. Ouma was die beste ouma ooit, maar ek weet ouma is nou in 'n beter plek. Dis lief vir ouma. Hallo ouma. Ek is hartseer dat ouma nou weg is, maar ouma is op 'n beter plek nou. Ouma het altyd as ons kom kuier het, lekker soet goed gemaak. Ouma het 'n spesiale plek in my hart. Ek gaan ouma mis. Liewe skoonma, nooit het ons gedink dat ons vandag vir jou totsiens sal moet sê. Ek wil net sê baie dankie vir die ma vir wie jy was vir my. Dankie vir die onvoorwaardelike liefde wat jy elke dag vir ons almal gehad het. Dankie dat jy elke aand vir ons almal by ons naam gebid het. Die grootste geskenk wat Tannie vir my ooit kon gee is om my na die Here toe te lei. Baie dankie vir daai geskenk. Rus nou sag my skoonma. Ons gaan vir jou ewig lief wees. Ons sal jou altyd mis, tot ons mekaar weer sien. Ouma, ons gaan ouma baie mis. Kan nie glo ouma is weg nie. Dankie dat ouma altyd vir ons ietsie lekker gebak het. Gaan dit baie mis. Ek het die voorreg gehad om vir my ouma baie te sê, wat baie mense nie gehad het nie. Ek wil net vir ouma sê, ek is baie lief vir ouma, en dat ek ouma gaan mis. Liefde, Roan. Mama, ek het die voorreg gehad om mamma in persoon te kon groet en alles te sê wat ek nog altyd wou sê. Dit is 'n voorreg wat min mense kry en ek dank God vir daardie geskenk. Al het ek soos 'n baba gehuil, het mamma my trane met mamma se eie hande afgevee. Ons kon nog een keer nagmaal hou en dit was so spesiaal. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dankie vir wie mamma was. Love you, Tasha. Ek het probeer uitwerk, het is onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waar laat word. Een keer 'n jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou mens wees klink. Vir elke keer so lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare.
Altyd slag gereed om harde vrae te vra. En as ek gaan stil staan en my oë toemaak, onthou ek jou raad, jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer so lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Al die mense, spesifiek aan die wie minder as ons het, om te dink daar was jare waar ons min gepraat het. Ek moes 'n plan gemaak het, ek wil dit net sê. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer so lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Elke keer so lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Jy is 'n rots, jy is 'n anker. Jy sien die liedjie pas eintlik so mooi by haar lewe. Net so voor ek vir Marinus vroeg om bedanking te doen. Ek dink baie min mense vandag van die geleentheid om te kyk na jou ouers as hulle nie meer kan. Ek weet van baie mense wat in ouerhuise geplaas word waar sit vir 10 plus jare en al wat hulle na smag is om hulle kinderstemme te hoor. So ek dink maar net waardeer dat julle kinders, kleinkinders op die laaste nog steeds na gekyk het, terwyl sy nie meer kom. Ek gaan vra Marinus dat jy vorentoe kom en bedanking vir ons te doen. Goeiemôre. Ja, hierdie bedankings, ons wil graag dankie sê vir almal wat ons in hierdie moeilike tyd ondersteun het, en elkeen wat vandag hier teenwoordig is en saam met ons kom afskeid neem uit van ma, Pieter of Petra, ons waardeer opreg. Net 'n paar spesiale bedankings, ons wil graag opregte dank uitspreek teenoor Integrity Funerals, wat altyd daar is vir ons. En het ons pa, stiefpa, en nou ook ons ma met groot respek behandel, en 'n pragtige afskeidsdiens moontlik gemaak. Van die rykers tot die eetgoed, die slideshow, alles is met soveel sorg en geduld gereël. Aan Nico wat vandag die diens gelei het, baie dankie vir jou bereidwilligheid om te help en jou getrouheid van God. Ons sê ook dankie aan die Inon Familie Kerk vir die gebruik van die gebou vandag, aan Springs, maak het flowers vir die extra ryker, in die voorportaal, dit vir ons gegee en geen koste nie. So mense wat soos familie vir ons is. Julle is mense met groot harte wat altyd gee en help leen waar jy kan. Antonie Willetjies, wat oor die afgelope paar maande daar was vir ma, Natasha, Niels, sedert ma se beroep dat ons dan
Ons dank julle vir julle ondersteuning en omgee. Almal wat van ver af gekom het, veral aan Irina van die Kaap. Ons sê ook 'n besondere dank aan Niels, wat vir die afgelope 8 jaar versorg en ondersteun het as haar eggenoot. Ons weet dit was glad nie maklik nie. Ons waardeer dit en alles wat onverwaarlik is. En aan ons hemelse Vader, vir die besonderste maal wat hy vir ons gegee het. Dit was 'n voorreg om haar kinders te wees en om te kon ken. Wat nou gaan gebeur is, ons gaan draas vorentoe roep, ons gaan vir Tannie Petra uitvat, ons gaan daar in die kaart sit, dan gaan ons vir julle geleentheid gee, eers naaste familie, dan die res van julle om roosblare te strooi vir die finale totsiens te sê. Dan gaan ek oorgee aan Jolindi wat ons net gaan verduidelik van die duiwe, en dan daarna, soos ons wegkry, gaan julle die duiwe dan loslaat. Ek gaan vir julle vra dan, soos wat julle die roosblare doen om verby die kaart te beweeg, om net so ewig te hou as jy na die kaart toe kyk, aan die linkerkant. Aan julle regterkant, die linkerkant van die kaart, so net om te gaan daar te staan, die duiwe is aan die ander kant, en soos ons wegkry, gaan die duiwe dan loslaat. Dan daarna is julle meer as welkom om net die voortbetaalde weer by mekaar te kom vir verversings, 'n bietjie tyd saam met die familie te spandeer. En dan gaan ek net vra dat die mense wat wel rook om net vir ons buitekant die perseel te rook. Dan gaan ek vir julle vra om na die volgende draas vir my vorentoe te kom en soos die liedjie weer speel, as almal net vir ons op kan staan asseblief. Marlene Blanche, seun, Natasha Masters dogter, Robert Masters kleinseun, Roan Masters kleinseun, John Masters skoonseun en Niels Potgieter eggenoot.
Dan vra ons julle as daar plek is as julle hierdie kant toe kan beweeg, wat almal net kan uitkom voordat ons verder gaan asseblief. Ek gaan net vra soos wat pastoor Nico binne in die kerk verduidelik het. Wat ons nou gaan doen is ons gaan net, ek gaan vir julle verduidelik oor die duiwe en daarna sal ons dan geleentheid gee vir die roosblare. Julle sal sien wanneer die kar wegry is daar 'n paar wit duiwe wat gevlieg gaan word. En ek dink nie baie mense verstaan hoekom die duiwe gevlieg word nie. Baie mense dink dit is net ietsie moois wat 'n mens doen, maar hulle verstaan nie die simboliek van dit nie. Daar's 3 redes hoekom ons die duiwe laat doen, is 'n boodskap wat ons jare terug gekry het by die Here toe ons dit begin doen. Die eerste rede is as jy gaan lees in die Bybel, elke keer waar daar gepraat was van duif, is waar 'n nuwe begin aangekondig was. Dit is op hierdie oomblik is 'n nuwe begin vir haar en is ongelukkig 'n nuwe begin vir julle sonder haar. Die tweede rede is dis daarom die son het uitgekom, dis mooi oop. Julle gaan sien as die duiwe vlieg. Hulle het 'n vrede daarbo wat alle verstand te bowe gaan. Dis presies die vrede van al die goed wat julle in daai brief gesê het. Met so 'n diens is dit maklik om dit te doen. En met alle respek gesê, dis maklik vir ons. Want dis iemand wat jy kan sê, jy weet, hulle het reg gelewe. Ons doen soveel dienste wat ons kan nie met vrymoedigheid sê, daai persoon is hemel toe of nie, ons kan nie. Met so 'n diens, met alles wat jy sê, het jy soveel vrymoedigheid, dat sy is op 'n plek, waar sy veilig is, en sy is beskermd, en sy is by die Here waar sy nog altyd wou wees. En daai is die derde rede. As daai duiwe vlieg, gaan hulle direk terug na hulle huis toe, en hulle weer is 'n plek wat hulle versorg word en nog gekyk word. Die simboliek van waar sy is op hierdie oomblik. En sy wag vir julle. Jy gaan as een van 2 mense hier wegstap. Jy gaan of ongelukkig hier wegstap, presies soos jy hier ingekom het, of jy gaan hier wegstap en sê ek het die hoop dat ek weer van die Petrus sal sien. So ek vra wanneer julle klaar is met die roosblare en julle beweeg verby en julle sien daai duiwe vlieg van die kar ry. Moenie net onthou van die feit dat aan die Petrus se lewe verby is nie. Maar net soos wat daai duiwe reëls volg om terug by hulle huis te kom, het julle reëls om te volg om terug by die huis te kom. So ek gaan vra dat die naaste familie eerste kom, ek gaan vra dat ons almal so ombeweeg, ons sal daar staan met die roosblare, asseblief sit roosblare op, en dan beweeg julle verby, en gaan staan daar by die hek, vir die kar om dan te vertrek, asseblief. Iemand anders is meer as welkom om na die boek te